Môre julle. Ja, dit is nou vandag dag 4 van my verhaaltjie van my beroerte. En ek het gister gesê dat ek sal julle vertel wat toe verder met my gebeur het. Want dit is toe net nie die beroerte nie. En ja, toe begin ek nou regkom in die volgende oomblik toe begin my lyf oppak en al die klasse goed. Ja, nou vandag se stukkie van my storie en die laaste stukkie voor Kersfees wat ek gaan afsluit, skakel so by mekaar en ek sal, julle gaan nie glo wat met my gebeur het en julle gaan nie glo wat die uiteinde van my verhaaltjie is nie. So, ek wil vir julle sê, baie dankie vir die mense wat gekyk het en daar is ontsettende belangstelling op die eind van die dag. En ek moet vir julle sê, elke dag kry ek so tussen 25.000 en 50.000 views op per dag of per episodetjie wat ek hierdie verhaal vertel. So, obviously is daar mense wat belangstel en so aan. Anyway, wat er nou verder gebeur het, is dat op die eind van die dag toe ontdek hulle, maar ek het nog hartversaking ook. Nou wat dit veroorsaak het, weet ek nie. Toe diagnoseer hulle lewersklerose by my. Nou lewersklerose kan deur 'n klomp goed veroorsaak raak. Onder andere het ek hepatitis gehad, dat ek jonger gewees het, want ek het in die dairy bedryf gewerk, en dan kry jy, want ek so die rou dairy produkte op die boere se plase en melk in die tanks gedrink, en ja, toe kry ek hepatitis van dit. Nou, my lewer het daar kwaai nok gekry. Toe op die eind van die dag het ek ook nou maar 'n dop gedrink, soos ek gesê het. Elke aand as ek by die huis kom, dan gooi ek nou maar my whiskiekie in. Toe op die eind van die dag toe lees ek dat bloeddrukpille is een van die groot oorsake van lewersklerose. En toe ek nou my dokter konfronteer daaroor of hom uitvra wat ek sê sy ja, dit is ongelukkig so. So of ek nou die lewersklerose gekry het as gevolg van die hepatitis of die drank of die bloeddrukpille, you will never know. Ek weet dit nou en ek moet daarmee saamlewe. Maar anyway, dit het toe gepaard gegaan dat ek verskriklike vogopbouing in my stelsel gehad het. Sommige so dat ek gaan probeer om dit sommer, want daai foto's is nou ongelukkig op my selfoon, op my ander foon, gaan ek gou kyk of ek dit kan kry en dan net vir julle 'n idee gee hoe erg ek gelei het met hierdie wateropbouing. So, hou gou by my vas dat ek gou kyk of ek dit kan regkry. As ek nou net... Ja, ek gaan nou nie hierdie ding omgedraai kan kry nie. Nou, kom eens kyk. Hoe gaan ek dit nou regkry? Kom ons draai hom maar so. Weet nie of dit gaan werk nie. Maar daar kan julle sien, as julle dit kan uitmaak, hoe die water deur my vel, letterlik net deur my vel geloop, deur my vel gebars. En dan gaan ek er nog so 'n fotootjie probeer in die hande kry. Want ek gou hier kyk. Ja, dis is my maag gelyk het. Weet nie of julle dit kan sien nie. Maar ewenwel, ek try my beste. Maar anyway, kom ons gaan verder. So julle het daarom so 'n idee dat dit was toe nou net nie maanskyn en rosies vir my nie. Nou, toe begin my hele liggaam agteruit gaan. Soos in heeltemal. En so much so dat ek op die eind van die dag heeltemal bedlend was in 'n reistool. En as ek iewers wou geloop het daar in die huis,
het ek nog een van hierdie walkers gehad met hierdie wielietjies onder, en so het ek nou maar oor die weg gekom. My hardkoppige deur bly in sy huis, whatever die van mag wees, want ek het my hondekinders en alles en so aan, wat met versorg raak. Nou ja, op die eind van die dag moes ek my honde opgee vir adoption, en die 2 honde was absoluut my lewe. En hulle het nou nog nie huis nie, en hulle is die wonderlikste, ongelooflikste honde met die mooiste geaardheid, Steffi en Jack Russell. En hulle vrek oor kinders. Anyway, nou ja, hier sit ek, bly in my huisie, ek wil aangaan met die lewe, maar met die beroerte en die siektetoestand en al hierdie ander klappe wat ek nou al met julle gedeel het, hou nie op nie, dit begin my net, jy weet, al verder en verder teen die grond druk. Somewhat so dat die mediese personeel en goed van die hospice wat my behandel het, en van my vriende en goed, as hy het nie gedink, ek gaan hierdie jaar, einde Augustus, gaan ek sien nie. Inteendeel van hulle het my 'n week tot 14 dae kans gegee om te lewe. En my laaste stukkie van my verhaaltjie gaan ek met julle share wat dan van toe af met my gebeur het, van middel September af tot en met nou. En ek sal julle aanraai, probeer maar volg so ver as wat julle kan, want julle gaan nie glo wat my gebeur het nie. Julle gaan dood eenvoudig nie glo nie. Ek wil hê julle moet hierdie Sondag geniet, kyk mooi na julle self, en ek sien julle weer op 'n ander dag, op 'n ander plek, net hierso. Groetnis.